Goeiedag en baie welkom. Dit is Heilige Week, die eerste dag van hierdie reis wat ons saam met Jesus meemaak, op die Via Dolorosa, die weg van lyding, op pad na die kruis. En deur die eeue het gelowiges stilgestaan by die woorde wat Jesus op hierdie weg geuiter het, en ook aan die kruis, sy kruiswoorde. En vandag en elke dag hierdie week word jy genooi om by een van daardie frases stil te staan, daaroor te bid, te mediteer, in die middag 'n verbeeldingsgebed te bid saam met daardie begeleiding wat ons beskikbaar maak, en dan in die aand 'n refleksie te doen. Wat is die Here besig om vir jou te sê of jou na toe te nooi? Kom ons lees hierdie eerste woorde op die Via Dolorosa saam. Toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. 'n Woestynvader het eeue gelede vertel van hoe groot deel vergifnis van ons lewe as gelowiges is, met die storie van 'n man wat eendag na hom kom en hom vertel dat sy vriend teen hom gesondig het, hom seer gemaak het, en dat hy wil wraak neem teen sy vriend. Die woestynvader sê toe vir hom, gee dit oor aan God, hy sal rekenskap gee oor die vriend. Die man sê toe vir hom, hy kan dit nie laat gaan nie, hy wil wraak hê. En die woestynvader sê toe vir hom, kom ons bid hieroor, en hy bid. Ons Vader, vergeef ons al ons skulde, soos ons nie ander kan vergewe vir hulle skulde nie. En toe die man hierdie woorde hoor, toe val hy op sy knieë en sê, ek sal nie teen my vriend veg nie. Ek kan nie teen hom veg nie. Nou toe Jesus oor vergifnis gepraat het, toe hy ons geleer het daaroor bid, is sy enigste voorwaarde in die gebed wat hy ons leer om te bid, dat ons moet vergewe, ons moet ander vergewe soos wat ons vergewe is. Die enigste vergifnis wat ek kan ervaar, is die vergifnis wat ek self beleef. Die enigste vergifnis wat ek kan deel, is wat ek self beleef. Nou nadat Jesus die disippels die Onse Vader leer bid het, is sy woorde direk daarna oor vergifnis. Hy lewer kommentaar oor net een ding in die hele gebed, en dit is oor vergifnis. Dis so asof hy wil sê, al onthou ons nie alles nie, onthou net een ding, vergewe. Nou Jesus het nie net hierdie woorde gepreek nie, hy het dit geleef. Jesus het in die huis van sy eie leer gewoon. En wanneer hy daar in die kruis is, deur die mishandeling, deur die vernedering, sy verwerping, verstik in sy eie bloed, dan sê hy, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het dit geleef. En die vroeë disippels het dit geleef. Die heel eerste martelaar Stefanus in Handelinge 6 en 7 word doodgemaak, en terwyl hy besig is om te sterf, bid hy dieselfde gebed wat Jesus aan die kruis gebid het, vergewe hierdie mense wat my stenig. Wanneer ek 'n diep liefde begin weerspieël vir die wat my vyande is, dan begin ek in die weg van Christus wandel. En ek en jy kry elke dag so geleentheid. Elke dag. Ek sluit vandag af met die digwoorde van Koos van der Merwe. Ek soek woorde wat kan heel maak uit die boeke van die tyd. Ek soek woorde wat kan toemaak daar waar niemand ooit mag kyk. Watter woorde sal kan stil maak as die gisters hart wil praat? Watter woorde kan kom lig maak as die nag sy donker laat? O praat met my van yster. O praat met my van hout. O praat met my van asyn en spons.
O praat met my van bloed. Eysterwoorde in hout gekap, asyn op hyssop en purperlap. Eysterwoorde in hout gekap, asyn op hyssop en bloed wat tap. Eysterwoorde maak heel. Doringkroonwoorde is goed vir die pyn. Eli, lama, sabachthani. Laat my eensaamheid verdwyn. Amen. U is by my, hier